Hy almal dis Kobus kreer. So baie keer is mense daarop uit om ander seer te maak. Deur te skinder en deur kwaad te praat. En ook baie keer om leuns te versprei. Hoe hanteer ons hierdie? Weet toe ek in die wêreld was daar 'n way gewees hoe ek het hanteer het. En dit was die verkeerde weg. Maar vandat God my vrygemaak het God my hierdie volgende kom wys. Ons lees in Efesiërs 6 vers 12 dat ons worstelstryd is nie teen vlees en teen bloed nie. Ons sien wat hierdie persone doen, maar dis nie ons worstelstryd nie. Daar is 'n gees agter dit wat daardie persoon beïnvloed om jou en vir my aan te val. Jy weet, wat sê die woord vir ons? Hoe moet ons dit hanteer? Matteus 5 vers 43, daar sê Jesus vir die mense, daar staan geskrywe, dat jy moet jou naaste lief hê, en moet jou vyande vervloek. En dan in vers 44 sê Jesus, maar ek sê vir julle, moet julle vyande nie vervloek nie. Seën hulle. Doen goed aan hulle. Bid vir hulle. En weet jy, ek het dit al baie probeer. Ek seën my vyande. Eerstens gaan ek en dan vergewe ek hulle. Ek spreek hulle vry in die naam van Jesus Christus. En tweedens dan gaan ek en ek seën hulle met die liefde en met die vrede van God. En glo vir my, dit werk. Ek hanteer nie meer situasies soos ek dit vroeër gehanteer het toe ek in die wêreld was nie. Want die skrif sê tog baie duidelik dat wanneer jy in God se teenwoordigheid inbeweeg en God aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, dan word jy 'n boom wat nuwe vrugte dra. Daardie ou persoon is verby. Daar's 'n nuwe mens nou wat weggebreek het van die dinge van die verlede af. 'n Mens wat daarop uit is om God te behaag, uit vrees vir God, uit respek vir God. Dis 'n boom wat nuwe vrugte dra. Die skrif sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. Ja, 'n boom word aan sy vrugte geken. Ek wil jou kom bemoedig. Ja, dit gebeur. Die wêreld gebeur. Maar moenie dat daar onvergifnis, of bitterheid, of resentment, of violence, of anger, of enige haat in jou hart gaan sit teenoor enige persoon nie. Gaan en gaan bid vir daardie persoon. Dra hom op aan God. Ek gaan jou sê hoekom, want die woord van God sê weer eens, God sal wraak neem namens jou. Hoekom? Want ek en jy, ons het 'n vleeslike aspek. Ons sal nie regverdig oordeel nie. Maar God is 'n regverdige regter. Hy sal wraak neem namens jou. En hy sal dit wat in die donker is, aan die lig bring. En God sal jou beskerm. Mense, baie seën en baie sterkte.